Goeiemôre. Baie welkom namens Tannie Sini en die kinders en die kleinkinders by die gedenkdiens van oom Attie se lewe vanoggend. Baie dankie dat u saam met ons en saam met die familie 'n paar oomblikke stil oor staan vanoggend om ook oom Attie se lewe te vier vanoggend. Nou broers en susters, ek wil begin met 'n lied uit die liedboek uit wat die woorde wat so gaan. Wat sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag en ek is by jou en ek gee jou krag. Broers en susters, ek groet u vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons gaan begin, ons steek uit 'n gewoonte in ons gemeente om kersse aan te steek by so 'n viering van iemand se lewe. En ons steek altyd eers die groot kers aan, om te sê, ons weet dat deur die werking van die Heilige Gees is God self hier teenwoordig vanoggend en hy is die een wat vir ons troos en wat vir ons bystaan, ook vandag wanneer ons hartseer is. So ons gaan eers dit doen en ons gaan eers vir die familie vra om eers 'n kersie te kom aansteek ter viering van oom Attie se lewe en daarna is elkeen van u welkom om ook, as u die vrymoedigheid het, om vorentoe te kom om ook 'n kersie aan te steek. So Tannie Sini, kom ons begin by Tannie vanoggend. Skool gegaan en Afrikaans gepraat, dit was 'n voelvry pad in my lewe. Het ek 'n mens verdink, dit was die hardste ding waaroor ek moes sing in my lewe. Net soos gister, net soos nou, is daar dinge en baie mense waarvan ek hou. Ek sukkel nog met my hart, ja hy wissel nog gedurig van warm na koud in my lewe. Eystervuis van die mag gevoel, blykbaar my deel gedoen in my lewe. Het ek die dood gesien, dit was die swaarste ding waaroor ek moes sing in my lewe. In my lewe het ek die States gesien, het ek Parys gesien, ek wil die res nog sien in my lewe. Het ek my lief gevind, sy was die mooiste ding waaroor ek moes sing in my lewe. Net soos gister, net soos nou, is daar dinge en baie mense waarvan ek hou. Maar ek sukkel nog met my hart, ja hy wissel nog gedurig van warm na koud in my lewe. In my lewe het ek jou vertel wat my pla vir 'n pel deur hemel en hel in
die see geswem, dit was die coolste ding, waaroor ek moes sing in my lewe. In my lewe het ek alles probeer, en solank ek leef, sal ek my alles gee in my lewe. Het ek 'n mens verloor, dit was die laaste ding, waaroor ek wou sing in my lewe. Net soos gister, net soos nou, is daar dinge in baie mense wat Ons gaan nou vir Gerald Harding 'n geleentheid gee om ook 'n huldeblyk te lewer namens die familie. Dankie, oom.
Vriende, kom ons kyk ook 'n video van 'n paar foto's. Jy weet, ons besef nie hoe vinnig die lewe verbyvlieg. Lied van die lewe vertel ons meer dan. Om jong te wees, spring lekker daar die son skyn dan. Op elke dag, die kinders skaats en ry fiets in die strate. Jong mense luister na nuwe plate. Niemand dink aan die tyd wat verbygaan en dat die lewe net nie stil sal staan. En dat die lewe net nie stil sal staan. Sing met my 'n lied van die lewe, sing met my van jong en oud. Die lewe is so van mooie dae, maar dikwels gaan dit so gauw verby. Sing met my 'n lied van die lewe, sing met my van jong en oud. Die lewe is so van mooie dae, maar dikwels gaan dit so gauw verby. Ja, dikwels gaan dit so gauw verby. Maar die lewe sal nooit stilstaan, daar kom en daar gaan. Die jonges trou en gaan op hul eie, nou kom daar soms zware tye. Almal werk net vir die hede, ure, maanden, jare vlieg soos die wind verby. Ja, ure, maanden, jare vlieg soos die wind verby. Sing met my 'n lied van die lewe, sing met my van jong en oud. Die lewe is so van mooie dae, maar dikwels gaan dit so gauw verby. Sing met my 'n lied van die lewe, sing met my van jong en oud. Die lewe is so van mooie dae, maar dikwels gaan dit so gauw verby. Ja, dikwels gaan dit so gauw verby. Die oues word dan ook weer ouer, word dan opa en oumama. Daar word dan vinnig korter, langzaam gaan die son dan onder. Herinneringen laat men so die lewe wonder. Een lewe vol mooi en troebel, daar staan dan einde toe. Een lewe vol mooi en troebel, daar staan dan einde toe. Hey, sing met my 'n lied van die lewe, sing met my van jong en oud. Die lewe is so van mooie dae, maar dikwels gaan dit so gauw verby. Sing met my 'n lied van die lewe, sing met my van jong en oud. Die lewe is so van mooie dae, maar dikwels gaan dit so gauw verby. Want dikwels gaan dit so gauw verby. Kom ons bid saam, Here. Dankie dat ons vanoggend 'n lewe kan vier van hom Attie en dat sy rykdom nie noodwendig net in die bank of op die grond was nie, maar dat dit jy sy kinders en sy kleinkinders is wat vanoggend hier sit, wat ook sy rykdom was. Here, dankie dat U vanoggend hier by ons is, dat U self met ons praat, dat U self die een is wat ons ook troos vanoggend. En Here, daarom wanneer ons 'n stukkie uit die woord lees vanoggend, dan vra ons ook dit, dat U vir ons daardeur sal troos en dat elkeen net sal weet dat U is naby ons, by ons, in ons. Amen.
Broers en susters, ek lees vanoggend 'n bekende gedeelte, die Psalm 23, wat ons almal ken, en wat vir baie van ons mos nou juis 'n psalm is wat vir ons troos in dae waar dit voel ons het 'n bietjie 'n goeie herder nodig. Maar kom ek begin eers met 'n storie. Van 1971 het Franklin Graham, nou hy was die seun van die bekende Billy Graham, hy was besig om saam met sy vlieginstrukteur te vlieg. En hy het sopas sy vlieglisensie gekry en toe tref hulle nou slegte weer. En die radio sê ook vir hulle moet maar omdraai en 'n ander pad vat na hulle bestemming toe. En hulle het skaars verder gevlieg met hierdie ompad. Toe kom hulle agter, maar al die liggies begin flikker. Nou is ook nie baie lank nie, toe sê die paneelbord gaan net so en skielik is alles dood. Ook die radio, alles is dood. En hulle is toe nou van die buitewêreld afgesny en hulle is in groot moeilikheid. En Franklin vertel dat al wat hy kon doen op daardie oomblik is om te bid. En minute later, toe sien hulle so in die verte, daar's die dorp Jackson, en hulle besluit toe, maar daar's 'n klein lughawe, miskien moet hulle soontoe vlieg. En hulle vlieg toe soontoe, en hulle sien daar's daai ligtorentjie daar, een wat so roteer, sien hulle 'n liggie en hulle vlieg daardie kant toe. En hulle vlieg soos wat mense nou maar doen, as jy in die moeilikheid is, 2 keer om die beheertoning. En hulle kry 'n groen lig, wat beteken, jy mag maar land. En sonder enige krag, elektriese krag, moes hulle daai wiele ook uitdruk vanuit die vliegtuig uit. En net toe hulle moet land, toe gaan die aanloopbaan se ligte aan, en hulle land veilig. Maar toe hulle op die aanloopbaan is, en net so begin stadiger beweeg, toe gaan die ligte weer af van die aanloopbaan. En hy het nog op homself gedink, "Sjoe, is hierdie mense spaarsamig met elektrisiteit, dat hulle nou nie eers die ligte kan aanhou tot hy heeltemal gestop het nie." En dit was nog vreemder, toe iemand aangehardloop kom, van die beheertoring af na die vliegtuig toe. En die man skree en sê, "Wie het julle toestemming gegee om hier te land?" En toe hoor hulle, maar niemand het gesien dat hulle 2 keer om die beheertoring gevlieg het nie. Een van die amptenare het 'n vriend gehad wat daardie dag kom kuier het, en hulle het vir hom gewys wat gebeur, hoe maak mens as iemand aankom, en daarom het hulle gou die groen lig aan en afgesit, en hulle het vir hom ook net die aanloopbaan se ligte aangesit, sodat hy kan sien hoe lyk die vliegveld in die aand. En al wat Franklin kon uitkry was dat dit was God, wat dit so bestem het. Kom ek lees vir u Psalm 23, dit is 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat vir my rus in groen weivelde. Hy bring vir my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. En U laat vir my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toe kyk. En U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek wil nou 'n snaakse ding vanoggend sê, om te sê dat ek en jy is Psalm 23. Ons is Psalm 23. Want hierdie Psalm is regtig die bekendste Psalm. Daar's nie 'n ander een wat ek amper elke Christen kan vra om vir my op te sê, en hulle gaan ten minste die 3/4 van die Psalm reg opsê nie. Want hierdie Psalm vertel alles van hoe ons lewe en wat ons behoort te weet oor die lewe. En dis hoekom dit vir my 'n troos is vandag, wanneer ek sê ons is Psalm 23. Daar's 'n verhaal wat hom afgespeel het in die eeu voor Christus, toe die meeste van die wêreld nog nie op kaarte was nie. En kaarttekenaars het geteken die dele op 'n kaart wat hulle geweet het wat dit is, hoe dit daar lyk, maar die dele wat onbekend was, waar niemand nog was nie, of ten minste nie iemand wat 'n kaart kan teken nie, het hulle monsters en drake en sulke reuse visse geteken. Maar die boodskap was duidelik, dat hierdie dele, waar niemand nog was nie,
is skrikwekkend en mens kom nie daar nie. En dit was daar vir 'n verhaal nou van 'n Romeinse bevelvoerder wat met 'n bataljon besig was om 'n vyand te jaag. En dit het vir hom na 'n deel van die kaart geneem waar monsters en drake en allerlei goed geteken was. En hy het nie geweet wat moet hy doen nie. En hy gaan so bietjie in die onbekende in. En hy besluit nee, hy kan nie dit doen nie. Miskien moet hy teruggaan na die deel van die kaart wat hy ken. En toe sê hy nee, hy is nie hoog genoeg op nie. Hy moet maar iemand 'n boodskapper stuur na Rome toe. Stuur asseblief 'n nuwe bevele. Moet ons van die kaart afgaan of bly ons by die deel op die kaart? Nou broers en susters, vandag is ons ook op 'n deel van die kaart wat ons nie ken nie. Want ek weet dat die familie weet en u wat vriende is, weet nie hoe lyk 'n lewe wanneer Attie nie vroegoggend in sy bakkie klim en plaas toe ry nie. Ons ken nie daai deel van die kaart nie. En mens weet ook nie hoe gaan die toekoms lyk nie. Ek en Attie het vroeg geklim. Die een dag, ek was nou al 'n rukkie lank hier voor ek dominee geword het, en die kantoor sê, maar ek moet by Attie en Tannie Sinie 'n draai gaan maak, want hulle het toe nou die nuus gekry dat Attie siek is. En die kantoor bel, en Tannie Sinie sê, maar ek is welkom, maar ek gaan moet vroeg kom. Nou sê die skrywer vir die tannie, maar hoe vroeg? Sy sê vroeg. Nou, hoe vroeg? Nee, die oom, sodra die son opkom, dan ry die oom. Toe sê ek, nee, maar ek sal daar wees voor die son opkom. En dis hoe ek vir Attie ontmoet het voor die son opgekom het, want die son opkom, dan staan hy bakkietjie en dan ry hy plaas toe. Hoe kom mens deur tye wat mens nie weet hoe lyk dit vorentoe nie? Deur Psalm 23 te gebruik. En eintlik nie hoe jy dit gebruik nie, as jy net onthou dat jy is Psalm 23. Want liewe broers en susters, jy en ek ken mos die herder van hierdie Psalm. Die Here is my herder. Dis hoe die Psalm begin. Die aksent val die heeltyd op myne. Want die kleintjies wat altyd sê myne, is my herder. En dis die verskil van hoe ons wat gelowiges is die lewe aanpak, en nie iemand wat nie vandag met daardie hoop lewe nie. En ons weet nie hoe lyk die pad vorentoe nie, maar ons weet dat ons het 'n my herder. So terloops, daar word nooit ergens in hierdie Psalm gepraat van skape nie. Hulle praat net van die herder wat in daardie tyd ook gekonnekteer is met hoe mens van 'n koning praat. Want God is die koning wat vir ons in hierdie onbekende tyd, maak nie saak waar jy nou in jou lewe is, vir jou gaan lei. Hy is in beheer en hy weet wat hy doen. En in hierdie tyd, dan sê hierdie Psalm ook vir my, dat die herder is ook die voorsiener van al my behoeftes. As 'n seentjie wat op pad huis toe is met 'n broodjie wat hy nou net by die bakkery gekoop het, en iemand langs die pad vra toe vir hom, waar het jy die brood gekry? En hy sê, by die bakkery. Waar het die bakkery die brood gekry? Hy sê, hulle het die brood gebak. Waarvan? Meel. Waar het hulle die meel gekry? By die meele. Waar het die meele die meel gekry? Hulle het seker koring gemaal. Waar het hulle die koring gekry? By die boer. Waar het die boer die koring gekry? Nee, hy het dit mos gesaai. Waar kry hy die saad? Vra die man vir die seentjie. En hy het lank gedink en toe sê hy, by God. So wie het vir jou die broodjie gegee? Dan is dit ook mos God. En dis die punt van Psalm 23. As ons van die kaart af marcheer, as ons by tye kom wat ons nie ken en weet hoe dit gaan wees en waarmee ons moet besig wees nie, dan is dit die tyd wat God gaan voorsien. En dis wat God beloof, dit doen hy. Kom ek lees weer. Dis wat hy beloof. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag en hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En dan vers 4 vertel ook van wat gebeur as jy nou monsters op 'n kaart kry en jy nie weet hoe dit gaan lyk nie. Dan staan daar, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Is nogal vir my interessant wat Dawid hier doen. Tot in vers 3 dan praat hy van hy.
Hy praat van God as hy. Maar skielik nou, dan verander hy en hy praat van God as U. Sodat ek en jy weet dat in moeilike tye het ons nie te doen met 'n God wat ver af en weg van ons is nie. Ons sit besig met 'n God wat ons naam ken en wat by ons is. En op so 'n God kan jy vertrou. Dis al uitweg wat ek vir jou het. Kom ek vertel gou iets wat die vroeë Christene gedoen het, wanneer hulle in die moeilikheid was. Het julle al ooit julle vingertjies so gekruis? Nee? Baie van ons maak mos so, as ons weet ons gaan nou 'n onwaarheid vertel, dan hou jy jou vingers mos so agter die rug, om jouself te verskoon. En baie keer, maar ek het al gesien my pa doen, as hy wil baie graag hê, daai springbok moet hy bal oorskop, oor die paal, dan sien ek hy hou ook so, weet, vas. Maar die vroeë Christene het hierdie teken as 'n ander teken gebruik. Hulle het geglo, as hulle vir mekaar tekens, want baie van hulle was mos nou in tye wat hulle nie kon openlik sê wie hulle aanbid nie, en dan het hulle vir mekaar tekens gewys, en hulle het gewys, die duim is God die Vader, God die Seun is die langvinger, en dan hierdie vinger is die Heilige Gees. En wanneer hulle vir mekaar so gewys het, dan het hulle letterlik vir mekaar gesê, dat hulle glo dat Christus is by hulle, deur die werking van die Heilige Gees. So dit was hulle vertroosting en dit waaraan hulle geglo het. Niks te maak met geluk of met jok nie. Maar juist om te sê, maar ons glo in Jesus Christus en dat hy die een is wat ons goeie herder is en wat vir ons op 'n pad lei. Julle weet, Psalm 23 vertel ook vir ons dat God 'n goeie kok is, die beste wat daar is. Daar staan, U laat my by 'n feesmaal aansit, en hierdie kos is hartlikheid, goedheid en liefde. En dis mos wat ons nodig het wanneer ons in 'n onbekende tyd ingaan. Broers en susters, ek en jy is Psalm 23. En mag jy beleef dat net by God, net God, is jou goeie herder, die een wat vir jou lei. Kom ons bid saam. Here, ons onthou weer vanoggend dat U is ons herder, net U. En Here, help vir ons om dit te vergeet, dat in die tye waarin ons nou is, onbekende tye, en ook tye waar ons hartseer is en dalk onseker is oor wat die dag van môre inhou. Here, bely ons vanoggend dat U is ons goeie herder en ons hou net aan U vas. Amen. Liewe vriende, die familie het gevra dat ek 'n paar bedankings doen. Ek gaan dit lees soos dit hier staan. Die familie wil graag die kerkkantoorpersoneel baie dankie sê vir al die hulp en reëlings vir die diens en ook vir al die mediese personeel, spesifiek vir Dr. Groves, Zietsman en Dr. Littleton en PE wat die kankerbehandeling in die afgelope jaar gedoen het. Hulle sê ook dankie vir Life After Life, die begrafnisondernemers, en hulle sê dankie aan die vriende en familie vir al die ondersmoordrif gemeenskap vir julle boodskappe van liefde en bystand. Vir almal wat vanoggend moeite gedoen het om teenwoordig te wees, vir Tannie Marita Lou, ons sal jou altyd onthou vir jou omgee en liefde. Dankie ook aan oom Jan Lou en Tannie Gerda. Dankie aan die Smoordrif Wyk vir die verversings en vir Tannie Letty Smit, en dankie ook Tannie vir die wonderlike gebed vir Tannie Sinie en die hulp met die verversings. Dan sê hulle ook dankie vir oupa George en ouma Esmerie wat na die kleinkinders omgesien het, dis nou Minke en Marie, en Dirk en Engela wat vir hulle gebring het van Bloemfontein af. Dankie oom Gerald vir die huldeblyk, en hierso staan dit ook, Gerald, jy was soos 'n broer vir Attie, dieselfde wat oom ook nou gesê het. Dankie ook vir Liesel Strydom vir al jou moeite en bystand, veral tydens sy hospitalisasie, oom Attie het dit baie waardeer. En dan vir Nikki, Jules en Gugie, of hoe sê ek daai woord? Julle was kosbare vriende vir hom en hy was baie lief vir julle. Dankie vir Rian Ferreira, baie dankie vir al jou geduld met oom Attie, partykeer na ure, maar Rian help en ons sal dit altyd onthou. Dankie Hannes en Corneille vir julle begeleiding. Vir Louis Nel, dankie dat jy altyd bereid was om oom Attie te help as hy jou nodig gehad het. U is almal bedank vanoggend, al het ek nie jou naam genoem nie, dankie dat u omgee en die familie en vriende dra in hierdie tyd. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons Hemelse Vader, ons herder,
het dit so beskik dat Attie Verwy deur die dood van ons weggeneem is. En hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig en dat hy ons met sy liefde en sy krag sal bystaan en dat hy verder saam met ons sal gaan. En die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Broers en susters, ek wil u uitnooi vanoggend om saam met my die geloofsbelijdenis, u kan dit stil in die harte saam met my sê, maar wil jy nie vanoggend jou vingertjies so maak, terwyl ons dit doen, om te sê, ons hou vas, dis waarop ons staan op Jesus Christus. Kom ons doen saam die belydenis van geloof vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Ek glo in Jesus, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ek wil so verlaaste net die afskeidsbriefie lees, want dit is so mooi, kom ek lees dit, en daarna gaan ons sing, so julle kan maar so lank kom regmaak. Wat sê, ons neem met hartseer afskeid van ons eggenoot, pa, oupa en vriend. En God het gesien dat jy moeg is, en daarom het hy sy arms om jou gevou en gefluister, kom saam met my, hardwerkende hande, kom tot rus. Ons wat agterbly is verlore, en ons harte is stikkend en seer, maar daar is wonderlike herinneringe, wat ons sal bybly in die dae, as die verlange te veel word. Liefde van Sini en die familie. Broers en susters, u is welkom vir 'n koppie tee en 'n ietsie daarby. Dis net hier agter daar waar die gazebo's is, daar is ons teekamer. U is welkom om saam met die familie daar ook 'n koppie tee te geniet. So kom ons staan en dan sluit ons af met 'n lied. Ons sing altyd die verse van ek sien 'n nuwe hemel kom, en daarna gaan ek die seën uitspreek en daarmee is ons eers klaar. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid dood. Ja, pyn en smart, wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Broers en susters, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen wees en bly. Amen.